Welkom by Fairland Gemeente, die gemeente wat 'n geestelike tuiste bied vir oud en jonk, waar u kan staatmaak op kwaliteit pastorale versorging en kontekstuele prediking vir eie tydse mense. Geniet u tyd saam met die woord van die Here. In Jeremia 32, vers 6 tot 16 gaan ons 'n baie interessante verhaal begin lees. En nou jy moet onthou dat hierdie gedeelte ons nou lees, is nie die eerste keer dat hierdie belofte kom, of opdrag kom van die Here nie. In die boek Jeremia het die Here by 2 vorige geleenthede reeds ook vir mense gesê om dit te gaan doen en toe misluk dit. En nou kom vra die Here vir hulle die onmoontlike. Dat hulle 'n land moet koop wat reeds beset is. Die vyand het dit reeds ingeneem. En binnekort behoort dit aan die vyand. En nou kom die Here en hy kom sê vir sy volk, koop daardie land. Nie 'n baie goeie ekonomiese besluit nie. Nie 'n maklike besluit nie. Baie rede om te glo dat dit nie kan en moet gebeur nie. Kom lees saam met my hierdie verhaal en kom ons dink oor wat God vir ons in hierdie tyd wil sê. Jeremia het vir Sedekia geantwoord, die woord van die Here het tot my gekom. Jou oom Salem se seun Genamal sal na jou toe kom en sê, koop my stuk grond wat in Anatot is vir jou. Want volgens die lossingsreg moet jy dit koop. Soos die Here gesê het my neef Genamal na my toe gekom in die binneplaas van die paleiswag en vir my gesê, koop tog my stuk grond wat in Anatot in die gebied van Benjamin is. Dit is jou reg om dit te besit. Jy het die lossingsreg. Koop dit vir jou. Ek het toe geweet, dit is die woord van die Here. En ek het die stuk grond wat in Anatot is by my neef Genamal gekoop. Ek het vir hom 200 gram silwer afgeweeg. Nadat ek die kontrak geskryf het en die seël daarop gesit het en dit deur getuienis laat teken het ek die silwer vir hom afgeweeg op 'n skaal. Toe het ek die koopkontrak met die voorwaardes en die bepalings daarop, die kontrak met die seël en die afskrif sonder seël gevat, en in die teenwoordigheid van my neef Genamal en van die getuienis wat dit geteken het, en van al die Judeërs wat in die binneplaas van die paleiswag gesit het, vir Barak seun van Nereria seun van Magseja gegee. In hulle teenwoordigheid het ek vir Barak beveel, so sê die Here die Almagtige, die God van Israel, vat hierdie dokumente, die koopkontrak met die seël en die afskrif sonder seël en sit dit in 'n kleipot sodat hulle dit lank kan onthou. Nou vreemd, nie? In ons tyd sal ons 'n kontrak in 'n kluis gaan sit, nie wat geteken is. Op afskrif dalk op die leer van die rekenaar en jy sal ook die oorspronklike neem en dit in 'n kluis gaan berg. Nou die kleipot het maar in daai tyd dieselfde funksie gehad as die van 'n kluis, nie? Dat hierdie ding bewaar word vir die nageslag. Sodat as iemand môre kan wonder wie se grond dit is en wat sê die kontrak, het daai kleipotte is so gemaak dat dit tot in ewigheid sal hou, oopgemaak en dan die kontrak gelees en vir mense die kontrak gewys. Want so sê die Here die Almagtige, die God van Israel, daar sal weer huise en grond en wingerde in hierdie land gekoop word. Hierdie stuk onmoontlikheid moet jy gaan doen, jy moet dit bewaar vir die nageslag, want hier gaan nog iets gebeur, hier gaan wingerde geplant word en in hierdie land sal nog dinge ekonomies nog weer in die gang kom, terwyl die vyand reeds die stad omring. Nie baie goeie nuus nie. In tye vandag sal ons sê, maar Here, het jy ooit gesien wat gebeur in hierdie land van ons? Het jy vanoggend se koerant gelees? Het jy die week gehoor wat sê die nuwe premier?
Het jy, Here, gehoor oor grondonteiening? Here, het jy gelees dat toerist doodgeskiet is in ons eie land? En mense maak 'n uitspraak, net 3 wat doodgeskiet is in 30 jaar. Het land is veilig. Here, het jy gelees? En ek dink, vir daai volk van die Here, kon ons seker dit ook sê. Here, hier is die vyand om ons. Hulle het reeds sy grond in besit geneem. En nou moet ons hoor, ons moet dit koop, en nie gaan ons laat ekonomies oorleef, maar Here, met alle respek, weet jy dat dit te laat is. Nadat ek die koopkontrak vir Barak seun van Neria gegee het ek tot die Here gebid. En dan vers 17, gaan ons nie nou lees nie, ek sal dan verwys wat daar staan, ongelooflike woorde, wat ook herhaal word in Lukas 1 vers 37. Met die geboorte, of die aankondiging by Maria, toe die Here vir haar kom sê, maar jy sal 'n seun in die wêreld bring. En toe sy ook met verbasing vir die Here sê, maar dis onmoontlik, toe sê die Here vir haar hierdie woorde in Jeremia 32 vers 17. By God is niks onmoontlik nie. Hoor jy dit? By God is niks onmoontlik nie. Ek wil hê dat ons sommer net so kyk na 'n video, 'n lied van Elvis Blue. Ek ken Elvis Blue, nee, hierdie Afrikaanse sanger. Nou, uit 'n pragtige lied, wat hy sing oor die werklikheid van die lewe. Kom ons luister na die woorde van hierdie lied. 'n Kunstenaar het die vermoë om die werklikheid van ons tyd mooi te omskryf. Pragtige lied. Kom ons luister na hierdie lied. Elke mens het 'n storie, elke mens het seer. Ek was al heel verlore in die wind en donker weer. My wildernis was groot en my beursie leeg. Toe gee jy my 'n rede om te glo. Ek sal jou nooit los nie en ek sal jou nooit vergeet. Waarvandaan ek kom en als wat ek nou weet. In 'n wêreld vol bekleierery het jou vrede my nou beet. Jy gee vir my 'n rede om te glo. Ek glo soos 'n kind, 'n sondaar by jou deur, 'n disipel by jou voete, deur jou skoonheid meegesleer. Al loop ek op 'n stofpad, al kom daar donker weer, volg ek jou want jy gee my 'n rede om te glo. Jou stem is vir my hemels, jou liefde wyd en breed, die lig in al my donker, die een wat my vergeef. Ek is lief vir jou met alles, ek is lief vir jou met niks. Jy gee vir my 'n rede om te glo. Gee vir my 'n rede om te glo. Elke mens, sê hierdie kunstenaar, het 'n storie. Elke mens het seer. Elke mens het 'n verwagting in hierdie lewe. Niemand van ons wat hier sit wil sukkel met hierdie lewe nie. Ons wil nie
gebrandmerk en gekenmerk word in hierdie lewe as mense wat dit nie maak nie. Trane wil ons in ons lewe nie hê nie. Die seer is vir ander mense bedoel. Ek soek na die vreugde en die vrede van hierdie lewe. Maar hoor wat sing hierdie Elvis Blue. Al loop ek op 'n woestyn, al het ek niks, nogtans is U my rede om te bly glo. En onmiddellik sal jy dalk vandag vir my kom sê, en ek sal met U saamstem, dis 'n pragtige lied. Maar iets wat ons sukkel om te kan doen. Ons lees in Jeremia 32 hierdie aangrypende verhaal, waar die volk van die Here eintlik in vrees lewe. Die dood en die werklikheid van die seer van die lewe is nie meer vir hulle vaar droom iewers nie toekoms nie. Dis hier om hulle vat aan dit. Hulle word gekonfronteer met die werklikheid van die seer. Dis 'n kwessie van sekondes. En hier kry hulle die opdrag. Doen die onmoontlike. Koop die stuk grond. Doen wat die Here vir jou sê om te doen. Al loop jy op hierdie woestynpad, al is jou beursie leeg. Al loop die trane. Koop die stuk grond. Al staan jy op en sê dis 'n swak ekonomiese besluit. Al sê jy, dis 'n swak ekonomiese besluit. Al wonder jy of dit gaan werk. Doen dit. Ek wonder, wat sou ek en jy vandag gedoen het, as die Here hier moes ingestap het. En ek kom staan hier voor ons, en ons het die oomblik van alle oomblikke, om vir hom te vra, wat jy graag van jou hart wil kry vandag. Wat sal jy vir die Here vra? Kyk na jou omstandighede. Ek dink min van ons sal vir die Here vra, Here, weet jy, ons wil net sê dankie dat jy so goed is vir ons, en dankie Here dat dit en dit. Elkeen van ons sal hierdie geleentheid wil aangryp, om vir die Here te vra, hoekom? 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 En die verskil sal dit wees, ons lys sal dalk langer wees as die persoon wat voor my gepraat het. Van my kommer, my seer en my onsekerheid. Ek wonder wat sou ons reaksie gewees het, as die Here hier moes gestaan het en jou aangehoor het, en vir jou kom sê het, sterkte. Wees net sterk. Staan net vas. Leef net rustig voort. Moenie bekommerd wees oor môre nie. Al sê die dokter môre die ergste diagnose oor jou lewe. Moenie bekommerd wees. Leef net rustig voort.
As hy vir jou moes gesê het, moenie bekommerd wees nie, ek sal hierdie slegte dinge wat tans gebeur, ten goeie laat meewerk. Ek wonder wat sou ons reaksie gewees het. Dalk teleurgesteld jy uitgestap het en gesê, weet jy, ek is nou klaar. Kan nie meer. Die Here verstaan my nie. Hier is die uitdaging. Die Here gee nie vir ons klinkklaar antwoorde. Hy het nie 'n genadeplan met alle respek wat hy gereed het om uit te deel aan jou en my om te sê, punt 1, 2, 3, 4 tot by 7 en al jou probleme en seer is weg. Hou net vas aan my en dit sal goed gaan met jou. Party mense in vandag se tyd, ja, beskou die Here so. Bid net, dien die Here, hou net aan glo en die Here sal vir jou sorg. Dis mooi woorde. Maar dit val nie in plek in mense se lewens deesdae nie. Ek onthou 'n aanhaling van Viktor Frankl, die bekende sielkundige vandag wat die Nazi-kamp, konsentrasiekamp oorleef het. En hy het jare daarna het hy vir mense verstel oor, toe hulle hom vra, maar hoe het jy oorleef? Toe sê hy vir hulle, ek het ontdek dat alles van my kan weggeneem word. Alles in hierdie lewe. En ek het op daai stadium alles verloor. Maar is een ding wat hierdie wêreld nie van my kon wegneem nie. Dis my menslike vryheid. Die vryheid wat jou die ingesteldheid gee om te kies en te bepaal in watter rigting jou lewe moet gaan. Hy sê, dit het my geleer om deur hierdie dag van vandag te gaan. Om met 'n nuwe ingestemdheid en ingesteldheid en met ander oë na hierdie werklikheid te kyk en te sien, daar is 'n ander alternatief. Die wêreld is sleg, ja. Dis boos, dit maak my seer. Ek is bekommerd. Maar ek kan kies vir die hoop wat God vir my gee om daaraan vas te hou. Om my lewe te laat dryf deur dit wat God vir my kom gee in sy woord. Alhoewel dit geen ekonomiese sin maak nie. Is daar 'n flikkering van hoop. Hier is die antwoord wat ons moet snap. Die verskil wat ek en jy as gelowiges moet weer aan vashou in hierdie tye. Ons hoop, my broer en suster, is nie te vind in hierdie wêreld nie. En dalk moet ek en jy dit weer opnuut kom leer. En dalk moet ons mekaar kom sê vanoggend, ons moet eintlik sienende blind word vir hierdie wêreld. Ons moet horende doof word vir die stem van hierdie wêreld. Anders gaan ek en jy dit nie maak nie. Ons sal moet doelbewus opstaan en stroom op kies en met 'n ander ingesteldheid gaan lewe en omgaan met hierdie lewe. Die Bybel leer vir ons dat ons anker lê in God
En die sleutelwoord wat ons moet snap is 'n woord wat ons nie altyd reg kry nie. Dis die woord volhard. Jy moet einduit voluit loop met jou kruis opgeneem in die voetspore van die lewende opgestaande Here. Jou antwoord lê nie in die hoekoms en die waaroms van hierdie lewe wat nooit vir jou beantwoording sal uitbring nie. Maar jou antwoord lê in jou verandering van jou ingesteldheid om te ontdek en vir jouself te vra, wat wil hierdie God wat ek kan bid vir my vandag kom leer, sodat ek deur vandag kan kom op pad om God môre te ontmoet. Ek lees onlangs 'n verhaal van James Stockdale, Amerikaanse vlootoffisier, wat gevange geneem is in die Vietnamoorlog en vir jare aangehou is onder moeilike omstandighede. Hy is eintlik vrygelaat en hulle het vir hom een of ander penning gegee van die Amerikaanse regering om sy dapperheid te erken. Hulle vra vir hom, wat het jou gedra in hierdie oomblikke? Wat het jou gedra? Hoe het jy dit reg gekry? Daar was soveel ander wat ook gevange geneem is, wat dit nooit gemaak het nie. En hy het opgekom met hierdie ongelooflike antwoord. Hy het gesê, soos mense gekom het hulle vasgehou aan 'n stuk optimisme. Vuur en vlam het hulle vir hom kon sê, ek gaan môre hier uit. My tyd is min. Die uitkoms is naby. En hy het net gesê, kort voor lank, het hierdie optimisme verval in 'n stuk valse hoop. Toe die werklikheid van dit, hulle omstandighede ingeskop het by hierdie mense. Hy sê die gevangenes wat saam met hom gevange geneem is in daai tyd en hulle hoop kom plaas het, dat hulle gou 'n ander uitkoms sal hê, is teleurgestel. Hulle het in wanhoop verval. Hulle het hulle fokus weggeneem van die woord volharding en hulle hoop geplaas op 'n stuk valse optimisme wat vir hulle moeg en moedeloos gemaak het, wat hulle later aan laat moed opgee het, boedel oorgee het. En hierdie man het geleer om te volhard en te weet, ek is dalk eers oor 5-6 jaar hier uit, maar uit gaan ek hier uit. En dis wat die Here ook van ons vra. Terwyl jy na jou situasie kyk, moet jy ook geloofsoë hê en geloofsmoed hê om vas te hou en geanker te wees in God. Te weet, is nie maklik nie. Al dreig die lewe, moet ek ten spyte van die werklikheid aan God kom vashou. Maar jy sien my broer en suster, ons is mense, kinders van die Here, wat leef met ander waardes. Deur nie te leef met die waardes van hierdie beleerde wêreld nie. Maar ons is verander van slaaf van hierdie wêreld na kind van God. Die Bybel sê ons is koninkryksburgers. En daarom moet ek en jy lief hê te midde van hierdie haat en hierdie seer.
kan ons oorleef. Dan is ons besig, soos hierdie volk van die Here in Jeremia 32, grond by wyse van Spreuke te koop, ten spyte van dit reeds in besit geneem is. Dis hoe ek en jy sou moet leer, ommidde van die slegste omstandighede, met die waardes van God en sy koninkryk te begin lewe. Om 'n nuwe taal te begin praat. Om as koninkrykskinders anders te dink en anders te begin lewe. Wie is die waarskuwing? Moenie dink dis maklik nie. Inteendeel, dit vra van u en my 'n radikale, anderste uitkyk oor die lewe. Mense, goeie nuus. Dit is hoop. En dit laat my die lewe in sy volheid ontdek. Dit bring vir my by 'n punt waar ek nie meer vasgevang word en kyk na die werklikheid vir my lewe nie, maar waar ek die geloofsoë en moed het om op te kyk en te sien dat God groter is as hierdie seer van my lewe. Dit vra van jou en my 'n stuk oorgawe, 'n stuk verdieping, tyd wat ons met God moet spandeer, sodat ek en jy by sy droom kan uitkom en saam met hom die pad na môre kan loop. En daarom wil ek vir jou kom vra vandag. Kom ons leer om anders te kyk, anders te dink en anders te praat. Dis die Bybelse opdrag dat ek en jy as gelowige, as kind van God, dat ons juis in hierdie wêreld moet anders kyk na die uitdagings en werklikheid van hierdie lewe. Ek weet, dis nie maklik nie. Want ons sit baie keer met 'n stuk geskiedenis van mislukkings en teleurstellings. En werklikhede wat my oortuig dat dit vandag bitter moeilik gaan wees om God te vertrou om 1 tree, nie eers 2 tree te gee na môre nie. Wie is die uitdaging? Ons sal as kinders van God weer moet leer om hierdie verleenthede van gister in my lewe te omskep na geleenthede waar ek opnuut weer die grootheid en wie God is kan ontdek. Ons sal moet ontdek om vandag met God so besig te wees dat ons nie anders kan as om hierdie nuwe koninkryk van hom te beliggaam in my lewe nie. Die Bybel gebruik 'n mooi konsep in Kolossense en in ander boeke ook van Paulus en briewe, waar hy die term gebruik, hy sê ek en jy moet die klere van gister uittrek. Dan gebruik hy die woord wat ons nie wil in Afrikaans mooi vertaal. Hy sê jy moet dit neergooi. Nou ons ken dit, né? As jy 'n tienerseun of dogter in die huis het, dan sien jy hulle trek klere uit en hulle gooi dit baie keer oral in die huis, né? Maar dis nie wat die Bybel sê nie. Jy moet hierdie ou klere uittrek, uitgooi. En jy moet jou beklee met 'n nuwe kleed. Wat God vir jou wil gee. Hoor jy dit? 'n vriend van my het gesê, ons moenie hierdie krisis wat God op ons pad plaas, eintlik opmors nie. Dalk was hy reg. Ons moet dit nie opmors nie. Ons moet aangryp. Want geloof, my broer en suster, en hiermee wil ek afsluit terwille van die tyd, is nie 'n sagte, snoesige
kombersie by wyse van spreuke, wat ek net in moeilike tyd oor al my probleempies moet kom gooi nie. Soos baie mense wil maak nie. Met alle respek sê. Bid, en dit sal goed gaan met jou. Hier's 'n teksvers, hou net hier aan vas, glo net, en die Here sal vir jou sorg. Dit is so maklik nie. Geloof vra van jou en my, om wat hierdie volk moes gedoen het, grond te gaan koop, ten spyte van dat dit 'n swak ekonomiese besluit is, en in absolute gehoorsaamheid aan God te gaan lewe, en om met jou hele wese om te vertrou en te weet, dis die pad wat ek moet loop, sodat hy vir my vandag kan kom wys wie hy is. In eenvoudige taal, my broer en suster, is dit baie keer net om met nuwe verwagting en energie op te staan in die oggende. Jo. Party mense in vandag se tyd, gelowige mense, is doodgoeie mense en goeie dooie mense. Hulle leef soos 'n bedelaar, terwyl hulle koninkrykskinders moet wees. Dat ons moet eenvoudig net moet opstaan en met 'n nuwe energie en passie opgewonde raak oor die feit dat God jou vanoggend wakker gemaak het met nuwe lewe, om hoopvol te gaan lewe. Moenie hierdie geleentheid mis nie. Moenie binne 5 minute deur die wêreld so omvorm te word, dat jy nie kans sien eers om op te staan uit die bed nie. Dalk moet ons net weer leer om aan te hou bid. Maar nie op so wyse dat my gewete gesis word nie, en dat ek 'n ritueel het om af te handel nie, maar dat ek in die sweet van my aangesig voor die lewende God gaan staan, en sy wil gaan soek, en my oopstel, my oopbreek, sodat hy deur sy grootheid my kan kom vul, en kom krag gee om te doen, al moet ek die onmoontlike gaan doen. Hoor jy dit? Dis die hoop wat in God is, wat hy in jou kom plant het, toe hy sy gees op jou kom uitstort het, en vir jou gesê het, nou is ek nie meer iemand wat net jy ken nie, maar nou is ek iemand wat in jou lewe. Want dit is die verskil. As ons klein stukkies beleerde grond koop, gaan ek en jy ontdek, God is goed. Hy regeer. Hy is in beheer. Want jy sien, my broer en suster, en hier is dit wat ons nie mooi verstaan nie. Ek kan vir vandag die maan skyn en rose beloof. Maar jy kan nie uitstap met een groot teleurstelling. Maar as God vir jou kom beloof, is dit nie 'n belofte wat hy uit sy duim uit kom suig nie. Dis nie 'n belofte wat soos mis voor die son sal verdwyn nie. Dis nie 'n belofte soos ons baie keer maak as mens, om te sê ek sal vir jou bid, en as mense wegstap dit lankal vergeet het nie. Dis so 'n belofte nie. Hierdie hoop is geanker in die sekerheid van Jesus Christus, wat vir ons gesterf het en betaal het met sy lewe aan die kruis. Meer nog, wat die dood oorwin het, waaragtig opgestaan het
En nie soos party mense vandag wil glo, dat dit 'n moontlikheid is en 'n feeverhaal is nie. Maar dat dit 'n werklikheid is, dat hy die lewe oorwin het, en vandag sit aan die regterhand van God, waar hy beheer is van elke sekonde van jou lewe. Dis die God wat ons aanbid. Hy laat jou anders kyk na die toekoms en na jou omstandighede. Ek lees van Jacques Cousteau, 'n Fransman, wat gesê het, as ek en jy as Christene logies was, sou die toekoms inderdaad donker gewees het. Maar hy sê ons is nie meer logies nie. Ons is mense. Ons het geloof en ons het 'n God. En ons het hoop. Hoor jy dit? Ons is mense. Ons het geloof. Ons het 'n God. Daarom het ek en jy hoop in hierdie lewe. En ek sal my verstout om nie bietjie Nederlands vir u in te bring in hierdie gesprek nie. Die Nederlands het 'n ongelooflike kort gedig. Enkele sin wat sê, o rykdom van het onvoltooide. Hoor jy dit? O rykdom van het onvoltooide. Doetjie, doetjie, doetjie. Die rykdom wat daar vir jou en my lê en wag. In die môre wat God in sy hand het. Mag hierdie sekerheid vir jou vandag inspireer om te gaan en te gaan rondkoop. Te midde van jou vrese, jou kommer, jou moedeloosheid. En mag jy en ek leer om ons oog op Jesus te hou. Te midde van hierdie lewe en die werklikheid daarvan God se wil te gaan soek. Ons te verdiep en te veranker in hierdie God wat vir jou kom sê, ek is groter as die lewe waarmee jy worstel. En mag ons leer om gehoorsaam, onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan hom te openbaar, sodat ek en jy kan gaan lewe soos mense wat hoopvol is oor hierdie lewe. My broer en suster, al wat ek vir kan sê, en al wat ek vir u as getuienis kan bring, is in my eie lewe, in my grootste tranendal, my diepste bekommernisse, en my grootste teleurstellings, was dit die waarheid wat my gedra het. Mag hierdie God ook vir ons elke dag dra. Amen. Hemelse Vader, Here Jesus, Here, baie dankie vir die liefde en die genade, dankie vir die goedheid, Here. Dankie vir die hoop wat U kom skep in ons. En leer vir ons daarom, Here, om vas te hou in hierdie hoop, om U te vertrou en te weet, Here, dat U 'n God is wat ons mag en kan en moet vertrou. Kom leer vir ons in hierdie tyd om aan U vas te hou, uit die krag daarvan te gaan lewe en 'n verskil te gaan maak in hierdie wêreld. Kom seën ons, Here,
tot eer van die Here, tot eer van die naam bid ons dit. Amen. Ons vertrou dat u die tyd saam met die woord van die Here geniet het. Mag die Here u seën en sy hand oor u hou, tot ons mekaar weer sien.